Ons gaan vir die volgende 4 Sondae besig wees met die verhaal van God se liefdevolle voorsienigheid in die boek Rut. Met dieptes van ons verlore, gered. Dit is ons oorkoepelende tema. En so kom ons luister saam as die Here met ons praat. As jy 'n Bybel het, goed om daar oop te maak op die huiswerk. Gaan nie op die skerm wees, die heel beste as jy lekker saam kan volg. Dit is maar beperk as ons so op die skerm is. So as jy daar met 'n potlood dalk 'n streepie wil trek, net goed merk, is dit die heel beste. Kom ek bid vir ons voordat ons saam dit lees. Vader, ons loof en ons dank en ons eer en ons prys U vir saam wees. Is ons 'n klein groepie. Ons kan ook so saam wees en ons weet ons is saam met 'n hele klomp gelowiges wat nou op hierdie oomblik inskakel. Ons weet sommige mense gaan dalk later opvang en tog op die manier deel wees. Ons is dankbaar om U woord te kan hoor. Ons is dankbaar om saam gesprek met U te kan voer opnuut. U lof te besing, hoor hoe U ons seën, ons harte te ondersoek in die wet en te erken dat ons U woord nodig het om lewe uit die dood te bring. Ons kan nie self nie, Here. Ons het nie self die vermoë om na U wet te luister eers om te sê, maar ek gaan nou anders wees. Nee, ons moet daai resolve hê in ons harte, maar in die hart daarvan staan die Gees wat ons lewend maak en ons oproep uit genade ons wys hoe dom dit is om deel te doen wat goed is in ons eie oë en hoe wonderlik en vol genade dit is om U pad te stap. Moeilik, baie keer uitdagend, swaar, maar wonderlik. Help ons om dit opnuut te ontdek. As ons nou die woord oopmaak, seën ons by die aanhoor van die woord. U praat, Here, en ons wil luister. Dankie vir die Bybel, dankie vir die wonderlike verhale waarin ons onsself kan vind en waarin ons dan veral ook U manier kan sien waarop U met ons werk. Ons prys U, maak ons ore oop, ons oë oop om te sien, ons hande en harte en voete gewillig om te doen wat U van ons vra. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die wonderlike verhaal van Rut lees ons aan. Vriende, dit is net, ek is elke keer as ek hierdie Ou Testamentiese kleiner geskiedenis boeke net lees, klein profete net verstom oor die kunstigheid. En dit was meester storievertellers hierdie. Baie keer in ons vertalings mis ons dit, so ek gaan regtig ook probeer dat ons iets hiervan raak sien. Dis hoekom ons ook die ouer vertaling vandag gebruik. Die nuwe vertaling is van groot waarde op hierdie vertalings. Die ou vertaling bly so 'n bietjie nader aan die oorspronklike taal. Dis nie 'n dinamiese ekwivalente vertaling vir kinders. Hulle sal dalk hier en daar 'n bietjie sukkel om dis 'n bietjie ou Afrikaans. Maar vra dalk vir jou mamma en pappa by die huis net wat is daai woord? Dit is snaaks woord, maar julle sal nog steeds kan die storie hoor, die verhaal van Rut hoor. So begin hy, en in die dae toe die rigters regeer het, was daar hongersnood in die land. En daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. So hy gaan Moab toe, hy en sy vrou en sy 2 seuns wat hy uit Bethlehem na die land Moab toe, uit Israel Moab toe. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Gilion, Efratite uit Bethlehem, Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterf. Maar sy met haar 2 seuns het oorgebly en hulle het vir hulle Moabitiese vrouens geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander een Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilion albei sterwe en die vrou sonder haar 2 seuns na 'n man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab. Want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi vir haar 2 skoondogters, gaan heen, draai terug, elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Here aan julle guns bewys soos julle aan die dode en my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen. Maar hulle het hulle stem verhef
en geween en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop, en nog vandag aan 'n man mag behoort, en ook seunsbaar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het, sou julle in die geval julleself opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters. Want dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. En toe verhef hulle stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangegaan. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en haar gode toe, draai om agter jou skoonsister aan, maar Rut sê, moenie by my aandring, dat ek u moet verlaat, om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sien sy dat sy vasbesluit het, toe sy sien dat sy vasbesluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te praat, en hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vrou het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara. En die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek. Leeg het die Here my laat terug. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom. En hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Amen. Dis die Here se woord. Kom ons dink saam daardeur. Ja, nou kom ek plan hier by. Dis ek net hierdie ding so 'n bietjie. Ons is uit te laag. Wat dit werk. Ons sê. Vriende, wat 'n tyd is ons nie deur nie. Nie dat dit oor is natuurlik nie, ek bedoel, hier is ons net nog 'n klein groepie by mekaar, en daar's baie implikasies van hierdie coronatyd wat deur ons gaan worstel, ekonomies. Ons weet nie of daar 'n tweede net golf van infeksies gaan kom nie, maar dit voel daarom of daar so 'n bietjie vordering is nie, want so 'n bietjie lig in die tonnel. Soos jy sal saam wees vandag. Die vraag is, wat maak ons met sulke tye? Swaar kry tye, uitdagende tye. Die Heilige Gees kom nooi ons deur sy woord, deur ons teksgedeelte en eintlik deur hierdie hele reeks, om diep oor swaar kry tye te reflekteer, in swaar kry tye diep refleksie te doen. En eintlik hoef ons refleksie in hierdie tye nooit swaar is dit, maar vaag te wees nie. Die Here doen dit op verskillende maniere en in verskillende grade, maar hier is die ding, in die lewe van sy uitverkore kinders, wat hy uitgenade in sy verbond inroep, het swaar kry altyd die een kerngevolg, 'n terugdraai, 'n omdraai na die Here toe, bekering. Nee, dan praat ek nie noodwendig van hierdie grove of in ons oë erge sonde waarvan jy jou nou moet bekeer nie. Dit ook, ek bedoel, swaar kry tye kan jou terugruk van 'n duidelike verwoestingspad, soos die pad waarop Naomi ook bietjie meer wetend en Rut onwetend was. En dit kan jou, daai swaar kry kan jou terugbring op die pad van die Here. Maar bekering sluit ook dinge in wat ons as gelowiges dikwels van vergeet of nalaat, afskeep, soos 'n dieper belewenis van God en van wie hy is, 'n dieper oortuiging van my absolute afhanklikheid
van die Here, 'n dieper vertroue, groei in die vrug van die Gees. Jy sien die teelaarde vir deugde, vir goeie positiewe eienskappe soos getrouheid en nederigheid en selfbeheersing en geduld is meestal swaar kry. Dieselfde dat voorspoed my geduldig maak. Dis swaar kry, nie waar nie. En ons sien dit weer so duidelik in hierdie wonderlike uitstekende vertelde verhaal van Rut. En dis die bede, mag dit vir my en jou insig gee in God se genadige, liefdevolle, bekerende voorsienigheid in elkeen van ons se lewens. So kom ons werk saam deur hierdie eerste hoofstuk onder hierdie drie punte. Ons gaan saam met mekaar dink oor ons sonde en God se voorsienigheid, se genadige voorsienigheid, ons reaksie en God se verbondsgenade en die laaste stukkie ons belydenis van God se evangelie hoop. Hierdie gedeelte deel baie mooi op in 3 tonele, kan jy amper sê, van elke keer met omtrent 'n stop en 'n weer begin. 3 duidelike tonele soos dit in daai verse na vore kom. So kom ons dink oor ons sonde en God se voorsienigheid in die eerste plek. Ons teks begin deur die storie te plaas binne in die dae van die rigters. En dit was 'n donker tyd in Israel se geskiedenis. Dit word beskryf as 'n tyd waarin elkeen gedoen het wat goed is in sy eie oë. Was nie 'n koning nie, elkeen het gemaak op sy wil. En dit was ook en veral waar van God se mense, van sy Ou Testamentiese kerk, sy volk Israel. Hulle het so begin leef. En die gesin wat ons ontmoet in hierdie verhaal is 'n baie duidelike voorbeeld daarvan. Hier's 'n man, een van die Here se mense van die stam Efraim, wat kies om sy familie te vat en uit Bethlehem, wat letterlik beteken broodhuis, nê? 'n huis van brood. Uit Bethlehem, die dorp waar Dawid, die mees bekende koning en later die koning van konings Jesus gebore sou word, om uit Bethlehem weg te trek Moab toe. Nou waarom sal jy vra, is dit so erg? Ek bedoel, daar's immers hongersnood in die brood. Daar's die brood in die broodhuis. Wat moet 'n man maak? Wat staan jy te doen? As jy vir jou familie moet sorg, is dit dan verkeerd om te emigreer as daar nood is? Wel, ons moet, as ons in ons tyd praat, sê nee, dis nie vir ons noodwendig verkeerd. Ons moet egter onthou dat ons hier met 'n heel ander bedeling te maak het in die Ou Testamentiese tyd. En gegee die tyd waarin hulle leef, is hulle keuse 'n baie erge ding, want Elimelech, wie se naam beteken, my God is koning, trek uit die koningsstad, en hy draai sy rug op die enigste plek op aarde op daardie stadium waar God se seënende teenwoordigheid 'n belofte was, waar hy beloof het om tussen sy mense te woon. Nou, kom ons sê duidelik maar, dis nie meer so nie, nê? Na Jesus se kruisdood en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, is sy Nuwe Testamentiese kerk, ons is sy tempel, wat reg oor die aarde versprei is. Wat 'n wonderlike bedeling om in te leef, nê? So Suid-Afrika is nie God se heilige land nie. En Israel is dit ook nie meer nie. Maar toe, in die Here se plan en hoe hy sy raad ontvou, was dit. En Moab verteenwoordig daarom nie maar net nog 'n ander plek waar ek gaan kos soek, soos Australië of Nieu-Seeland of wat ook al nie. Dit verteenwoordig die koninkryk van die duisternis. Dis die plek, vriende, waar Lot, onthou julle daai verhaal van Abraham, Lot en Sodom en Gomorra, en Lot se dogters het hom gaan dronk maak na hy gevlug het en sy vrou in die soutpilaar verander het. Dan maak Lot se dogters hom dronk en hulle slaap by hom en die eerste kind wat in die wêreld gebring word die Moabitiese nasie. En hulle was van meet af aan gekend vir verskriklike seksuele losbandigheid. Net gelewe soos hulle wil. En die Moabite word uiteindelik een van Israel se grootste vyande en buite onderdrukkers van God se mense. Dis hulle koning Balak, as jy daai verhaal onthou, wat vir Biliam kry om Israel te vervloek, om te keer dat hulle in die beloofde land ingaan. Dis die Moabite, Numeri 22, dis Moab. Die punt is, Elimelech, my God is koning, wat veronderstel is om sy koning te volg en te vertrou, en te midde van die hongersnood te vra, maar Here, wat wil U vir ons leer? Hoe moet ons bekeer? Elimelech kies om te doen wat goed is in sy eie oë.
Nou ek seker hulle het dit gerasionaliseer, né? Gemaak soos ons baie keer maak. Ag, is net vir 'n rukkie. My seun sal definitief nie met heidene trou nie. Daarvoor sal ek sorg. Ons sal die Here bly dien in hierdie vreemde plek. Dis net 'n klein afdraai paadjie. Die Here sal tog sekerlik verstaan. Ons ken daai manier van dink, né? Hoor ons het vanoggend weer saam gedink by die 10 gebooie. En ons weet wat dit sê. Die Here sê ek is die enigste God. Ek is die enigste een wat die reg het om te oordeel. Jy mag nie haat en oordeel in jou hart ronddra nie. Ek roep jou om te vergewe. Maar hoe maak ons? Ja, ek kan nie dit laat los nie, want nou kom hy daarmee weg. Ek sal hier staan en sê hy is die enigste God, maar ek gaan nie vergewe. Weer die Here sê ek moet rus, ek moet werk en rus, pyn wees, tyd maak. Maar wie gaan dan vir my sorg? Wie gaan dan sorg? Nou werk ek met die ure. Die een of ander tyd sal daar seker uitkoms kom, ek weet. Weer die Here sê ek moenie jok nie, ek moenie oneerlik wees nie, maar in hierdie land, hoe gaan ek brood op die tafel sit as ek nie maar hoop so maak soos die ander mense nie? Ek weet die Here sê ek moet seksueel rein lewe, maar dit is 'n goeie resep om op die rak te eindig en alleen te wees as jy oud word. So is dit wat die Here van my verwag? Sekerlik sal hy verstaan dat dit moeilike tye is. Ek weet die Here vra ek moet die waarheid praat, maar mense, ek staan nie kans om so baie te verloor. En ek sê jou nou, dit gaan net hierdie een keer wees. Ek sal dit nie weer doen nie. Dis net vir nou. Maar dis nooit hoe dit uitdraai nie, is dit. En ons sien dit weer eens in Elimelech in sy mense se lewe. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat sonder stop nie sommer net nie. Jare later is hulle nog daar. En ja, hulle het die hongersnood ontvlug, maar nie hierdie stikkende wêreld. Elimelech sterf. En sy seun trou met Moabitiese vrouens. En kort voor lank sterf beide Maglon en Chilion. En daarmee saam 'n weduwee soos Naomi se enigste hoop, menslik gesproke. Vriende, die punt van die teks is nie om te sê jy moet daar pas op, want jy gaan nou doodgaan. As jy die teks wil nie vir ons sê hierdie dood is straf op hulle sonde direk. Die punt van ons teksgedeelte is baie duidelik. Moenie reken dat jy die stikking en gebrokenheid van hierdie wêreld kan ontvlug deur jou eie kop te volg nie. Jy kan nie. En dit kan ons dalk vir mekaar sê oor immigrasie, né? Ook in ons tyd. Moenie dink jy kan wegkom van 'n sondige wêreld vol sondige mense nie. Moenie dink jy kan wegkom van jou eie sondigheid, van die aanslag van ons groot vyand, die duiwel, en van die wêreld en van jou eie hart in Australië of waar ook al jy gaan nie. Dit gaan maar weer daar wees. Dit lyk dalk baie anders. Jy kan dalk hongersnood of wat ook al ontvlug, maar die gevolge van sonde sal daar wees. Jy sal dit dalk kry. Jy kan dit nie ontvlug deur te doen wat goed is in jou eie oë nie, want dis juist wat van die wêreld so 'n stikkende plek maak. Nee, dit is die groot probleem. Elkeen wat doen goed is in sy eie oë. Dis hoe hongersnood en dood en al die stikkende seer in die wêreld ingekom het. Adam en Eva het gedoen wat goed is in hulle eie oë. En dis waarom met aanhou. Omdat ons maar elke keer weer doen wat goed is in ons eie oë. En dis die ondersoekende vraag, sien jy dit in jou hart? Ek sal self op my manier my eie heil uitwerk. Ek gaan planne maak. En dis waar God wil kom ingryp met sy oneindige verbondsliefde vir ons. Hy wil juis deur hierdie manier van dink en leef kom breek. En dis wat ons sien doen in Naomi se lewe. Wat ons lyk tot die einde van hierdie familie word 'n inkeer en 'n terugkeer plek. Naomi is stikkend, vriende, sy is gebreek. Sy het by die einde van haarself na eie planne gekom. Sy is leeg. En in haar leegheid hoor sy weer die Here se woord, daar in die veld van Moab. Daar is weer brood in die broodhuis. Die huis van brood, né?
Moab hoor dat die Here op sy volk ag gegee deur aan hulle brood te gee. Sien jy wat in die vertelling? Ons herhaal net weer hierdie kernvraag. Hoe maak jy met jou seer en swaar? En met die deemekaar en die onsekerheid van hierdie wêreld? Gebruik jy jou seer, jou swaar kry, jou rowwe tye om stil te raak en te luister, jou eie hart ondersoek? Het jy al gaan stil sit en vra, Here, waarmee is U besig in ons land en in ons wêreld deur hierdie virus, hierdie swaar kry? Wat doen U binne in ons, in my en ons kerk en ons gemeente? Waarmee is U besig? Hoe maak ons gewoonlik as dit swaar gaan, as dit moeilik gaan? Ek weet hoe maak ek wil opslagplanne maak om dit beter te maak. En as dit nie lekker uitwerk nie, dan soek ek die regte mense om te blameer, Die Chinese vir hierdie virus, die regering vir hulle hantering van die situasie, die EFF, die ANC, die rassiste, die dwaase voorgeslagte. As ek jonk is dit baie keer die ou mense, as ek oud is dit baie keer die jong mense. Dis my maale, of dis my kinders, dis my onderwysers, of dis hierdie skooliere. Daai groepie kinders by my skool, dis hulle, dis hoekom ek so swaar kry. Nee, dis eintlik my man, dis eintlik my vrou, as ek net kan wegkom van hom af of van haar af. En soms sal enige regdenkende mens vir jou sê, ja, hulle is vrot van die sonde. Maar dit is so maklik om hierdie belangrike ding te vergeet. Kan hulle deur hulle sonde die Here keer om die Here te wees? Kan my sonde en die gevolge van my sonde die Here keer om die Here te wees? Om sy plan deur te voer? Nee. Die Here sê deur hierdie verhaal, waarom kyk jy nie vir 'n slag in jou seer en in jou swaar kry en onsekerheid eers na my nie? En nie in die eerste plek vir uitkoms nie. Kyk na my sodat jy in my lig in jou eie hart kan inkyk, want ek sê vir jou, niks van hierdie goed in jou lewe kan gebeur buitekant my almagtige en alomteenwoordige krag kom. Dis hoe ons belydenisskrifte die voorsienigheid van God beskryf. Sondag 26 is die almagtige, alomteenwoordige krag waardeur ons God alles so onderhou gee dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank of die tekort daaraan, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand. Naomi begin iets hiervan besef. En in haar reaksie waarna ons nou gaan kyk, word dit duidelik dat sy besef, God is met my besig. Sy kyk op en sy kyk binnekant toe en dis waar die Heilige Gees aan die werk is deur die woord en die vrug is bekering. Terugdraai. Dit bring ons by ons tweede toneel in die hoofstuk in ons tweede punt. Net as jy moedeloos raak, ons dan halfpad in die preek. Nie net met die derde. So, hier is die tweede punt. Ons reaksie by die kruispad en God se oneindige verbondsgenade. Hier is vers 6, luister, daar staan, sy het al gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan. Daai woordjie is belangrik, uit die veld van Moab. Teruggegaan. Hier is 'n tema wat reg deur die hoofstuk loop en wat die verteller meesterlik inweef deur dieselfde Hebreëse woordjie oor en oor gebruik in amper elke vers. Ek het dit nie alles hier opgesit nie, maar in vers 6 is dit hier teruggegaan. In vers 8 gaan ons nou kyk as hulle ernstig sê om te draai om, selfde Hebreëse woord. Vers 10 is dit weer teruggegaan en dogters sê ons wil nie teruggaan na ons ou volk toe nie. In vers 11 en 12 is dit weer draai om my dogters. Dis dieselfde woord, dis gaan terug, gaan daai kant toe. Vers 16 is dit om te draai. Vers 21 is kragtig, laat terugkom. Die Here het al laat terugkom. Vers 22, so het Naomi dan teruggekeer. Baie belangrik in hierdie hoofstuk. Waarheen keer sy terug? Waarna toe draai sy om? Sy draai weg van Moab af. Van die plek waar sy op gaan eindig het deur haar eie kop te volg.
terug na God en sy mense. En is nie net sy nie, dis wat die aangrypendste is van die verhaal, ook Rut, een van die vuil, veragtelike vyande van God. 'n Moabiet, ook sy hoor en beleef God se genadige roepstem in hierdie seer en swaar kry. En sy draai om. En hierdie omdraai van die twee vroue wys vir ons baie duidelik die koste van bekering, waarvan Naomi dalk was 'n bietjie meer gewees. Want bekering, vriende, kos altyd iets. Dis duur. Naomi word God se boodskapper wat vir beide Rut en Orpa, wat aanvanklik saam met hulle omdraai, sê, julle moet nou mooi dink, julle moet baie mooi dink oor die pad wat julle nou kies. Want hierdie pad wat ek nou, waarop ek weer terugdraai, my dogters, is nie die maklike breë pad nie. Dis nie die smaalweg, dis nie die breë, maklike pad nie, dis die smaalweg van doodgaan vir jouself en doodgaan vir doen wat goed is in jou eie oë. Dis die pad. En daarom al oproep in vers 8 wat ons sien, draai om. By elkeen na die huis van haar moeder toe, mag die Here aan julle guns bewys. Weer eens 'n groot woord, klein woordjie, maar met groot betekenis, is die woordjie gesed. Mag die Here aan julle sy goedentierenheid bewys, sê die ou vertaling. Dis God se neerbukkende goedheid, sy onverdiende guns, dis sy verbondsliefde, dis waarvoor sy vir hulle wens. En dan sê hierdie dogters, maar nee, hulle sê, ons wil nog steeds nie teruggaan nie, en dan kom vers 11 en 13, en sy is nog dringender met hulle. Moenie naïef wees nie, Orpa en Rut. Op hierdie pad wat ek nou stap, is niks gewaarborg nie. Daar's geen versekering nie. Julle het gesien wat met my gebeur het. My man is weg, hy is dood, my seuns is dood. Hierdie God waarna toe ek terugkeer, waarborg nêrens vir my en jou voorspoed. Nie aardse voorspoed. Hy doen soos hy wil. Hy doen altyd net wat hy wil. Ek probeer kyk wat het hy gedoen in my lewe. So as julle 'n goeie kans wil hê om die lewe te leef waarvoor al die jong Moabiete van julle ouderdom hoop en waaroor julle sekerlik droom, en dit was in daai tyd die hoogste ding om te trou en kinders te hê en is 'n tradisionele samelewing. So dit was die ultimate goal, nee, dit was die droom. As dit is waaroor julle droom, moenie saam met my terugkom nie. As dit is wat jou hart bly maak, moenie saam met my terugkom. As julle aardse sekerheid soek, is julle kanse baie beter in Moab. Ek het geen versekering van wat hy met my gaan doen. Ek het geen waarborg van wat hy op my pad gaan bring as ek terugtrek. Jy sien, hulle is voor 'n kruispad, Orpa en Rut, né? Die keuse wat hulle moet maak is duidelik. Dis die Here en sy mense in Bethlehem met niks aardse sekerheid nie. Of dis aardse sekerheid, aardse hoop, maar sonder die Here in Moab. Dis hulle keuse. En Orpa maak haar sonde. En sy doen wat die meeste mense doen. Sy draai terug op haar oupa. Maar Rut weier. En as Naomi by haar aandring om terug te draai vir 'n laaste keer, derde keer eintlik, dan hoor ons hierdie bekende woorde van Hoofstuk 1. Ons ken dit goed as sy sê, moenie langer by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan sal ek gaan, waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daarom te doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Nou, as mens dit net so lees, dan sê jou eerste gedagte, joh, dis amper blinde loyaliteit hierdie, né? En verseker is daar iets van 'n band tussen hierdie twee mense, die trauma waardeur hulle saam gegaan het, is duidelik, het hulle duidelik op 'n diep manier aan mekaar verbind. So verseker is daar selfopoffering by Rut ter wille van Naomi. Sy's regtig lief vir haar skoonma. Maar hier is die kern van haar belydenis, soos die Hebreëse teks dit ook baie duidelik uitwys in die manier waarop dit bymekaar gesit het, en ook die middelpunt, die kernpunt van hierdie teksgedeelte. Dis hierdie woorde, u volk is my volk, en u God is my God. En ek gaan eerder dood, as om dit te verloor. Niks van die kinders
was vir my langer die moeite werd as ek nie dit het nie. Jy het God se gesed, sy verbondsliefde vir my toegewens, Naomi. Maar ek besef nou, daar's net een manier waarop daai gebed, daai wens in vervulling kan gaan. Ek moet hom gaan aanbid, soos hy aanbid wil word in die plek wat hy daarvoor aangewys het, saam met sy mense. Dis al 'n manier. Dis ware bekering. Vriende, hierdie is die hart van bekering. As jy wonder wat's bekering, dis dit, want dit staan lynreg teenoor my lewe is my lewe, my geluk is my fokus. Dit staan in skrille kontras met 'n godsdienstige lewe waar God gehoorsaam, maar eintlik maar om my sin te kry, om te kry om te laat goed gaan met my. Dis die teenoorgestelde, rit breed met hierdie ou manier van lewe en dink en kies vir 'n lewe waar God en sy mense in die middelpunt kom staan. Sy verstaan dat hierdie nuwe smal pad slegs een ding wil waarborg, slegs een ding. God sal in sy liefdevolle voorsienigheid alles gebruik, elke ding wat hy oor haar pad kom, voorspoed en teenspoed, lower en droogte, voedsel en drank, vrugbare, onvrugbare jare, hy sal alles gebruik om alle selfsug en uitwilligheid uit haar lewe uit te roei en haar na sy deel te vorm. Dis die waarde. Dis sy verbondsliefde. Dis nie die afwesigheid van hongersnood en swaar kry nie. Nee, dis die seun van die skepper van die heelal wat sy liefdevolle voorsienigheid gebruik om jou dooie hart lewendig te maak. En wat jou dan in sy rehabilitasieprogram innooi en is hard en onvoorspelbaar, maar hier is die waarborg. Hy sê ek sal daar wees en ek sal uit die pad met jou stap tot op jou einde, totdat ek jou omvorm het in my beeld. Dis my belofte. In die Nuwe Testament sal sê totdat jy heeltemal soos Jesus lyk. Dis my waarde. En dis waarvoor dit ja sê, vir hierdie pad van voortdurende bekering. Kan jy sien, liewe broer en suster, kinders, kan jy sien dat ons almal dit nodig het? Hierdie bekeringspad saam met die Here. Daar is nie iets groters in hierdie lewe nie. Is nie iets kosbaarders. Christen wees, vir die van julle wat dalk luister vandag en dalk nog skepties staan teenoor Christendom, dalk nog baie vrae en as ek hierdie nou gaan sê, dan besef ek dit kan jou dalk wegstoot van Christendom af soos vir Orpa. Maar ons moet dit sê, ons moet eerlik wees oor wat Christendom is. Christen wees gaan nie net oor uiterlike gedragsverandering, oor konformeer en dieselfde dinge doen as wat Christene normaalweg doen nie. Dit gaan oor diep hartverandering. Dis waaroor Christendom gaan. Dit gaan oor 'n terugkeer na die fontein van die lewe, 'n doodmaak, 'n uitroei van alle valse fonteine. En daarom is dit iets wat jy nie self kan doen nie. Al wat ek en jy kan doen, vriende, is luister na sy roepstem, nie waar nie. Ons kan terugkom na hom toe, sodat hy ons kan nuut maak. Jy kan nie jouself 'n Christen maak nie. Jy dit geweet, jy kan nie kies om te sê ek gaan nou vandag 'n Christen word. Niemand kan dit kies. Jy moet geroep word. En jy word in 'n pad van bekering, van doodgaan vir jouself en lewe vir hom ingeroep. Dis Christen. God wat ons deur sy woord en gees in 'n lewe van bekering en geloof inroep. En dit bring ons by die derde toneel in die hoofstuk en ons laaste punt. Hierdie wonderlike stamelende het ek bygevoeg belydenis van geloof en God se ewige evangelie hoop. Die twee vroue se terugkeer, vriende, veroorsaak opskudding. Die hele stad het in opskudding geraak. Letterlik vertaal, hulle terugkeer die tonge laat klap, né? Is nie asof daar 'n Berlin was, maar die ouens het gepraat. Die Engels sê the whole town was buzzing with news, with the news. Naomi is terug. Julle gesien Naomi is terug. Onthou julle hoe hulle hier weg is, so jong en mooi, dis mos wat haar naam beteken, pragtig, mooi, beeldskoon, né? Onthou julle hoe hulle hier weg vol planne, so seker van hulle self. Kyk nou. Grys. Diep lyne op haar gesig.
Kan omtrent nie praat sonder om te huil. Broos. Alleen. Al nie heeltemal alleen nie. Die saam met Moabiet. Hierdie storie moet ons doen. Wat gebeur? En dan hoor ons as Naomi hierdie rou, eerlike getuienis reageer. Nee. Noem my nie Naomi nie. Noem my Mara. Die Almagtige my lewe bitter gemaak. Baie bitterheid aan. Vol het ek weggetrek. Maar leeg het die Here my teruggeroep. Het my teruggebring. En laat terugkom. En daar staan nog baie seer en vra Naomi se gemoed verseker. Want dis wat swaar kry bring. Nie waar nie. Waarom, Here, was daar nie 'n makliker pad om my terug te bring nie? Here kon nie maar net gekeer het dat ek gaan in die eerste plek nie. Dis 'n rou, eerlike, brose belydenis hierdie, maar ons sal 'n fout maak as ons bitterheid in haar woorde inlees op die verkeerde manier. Sy is nie bitter teenoor die Here nie. Nee, sy kry bitter swaar. Sy seer, sy skaam, daar's geweldige onsekerheid oor wat voorlê, want sy ken die moeilike pad van 'n weduwee in die destydse samelewing en wat dit vat en hoe uitgelewer jy is. In die hart van haar belydenis lê hierdie eerlike woorde: ek was vol van myself, vol van my eie plan. En nou is ek leeg. Ek het niks meer. En weet jy wat, vriende, reg deur die Bybel is dit die mense met wie die Here kan werk. Leë mense. As jy vol is van jouself en hy is vir jou lief, kan jy weet, hy gaan vir jou waaragtig leeg maak van jouself, met die een doel, sodat hy jou kan volmaak van hom. Dit is sy plan, as hy vir jou lief is. Hy gaan nie daarmee ophou. Want dis ware seën. Vol te wees van hom. As Naomi meer verstaan het, sou sy nou reeds kon sien dat hy met iets daarvan besig was, né? Vers 22 is net die wonderlikste vers. So het Naomi dan teruggekeer. Sy het omgedraai en Rut, die Moabitiese haar skoondogter, saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het. Sy is so alleen, so leeg, soos sy dink op hierdie stadium voel. Nee. Die Here begin al op 'n manier ook die waarom vraag vir ons almal vir haar antwoord, né? Waarom hierdie pad, Here? Wel, Naomi, ons kan ten minste dit sê, dis hoe ek vir Rut gaan haal het. Selfs deur jou sonde heen, deur jou swaar kry heen, het ek haar gaan haal. En deur haar selfopofferende liefde gaan ek vir jou verlossing bring, en eintlik vir baie meer as net vir jou, Naomi, verlossing wat jy nie gedink het moontlik is. En dit moet ons 'n kokkie laat lei, né? Verlossing deur iemand anders se swaar kry. Ons sonde, ons eie willigheid, moes ons einde beteken, nie waar nie? Maar ons lees in Jesaja oor ons oortredings. Is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, gedoen wat goed is in ons eie oë. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Jy sien, Naomi en Rut word vir ons heenwysers, vriende, na ons Here Jesus. Want God gebruik hom om deur sy swaar kry heen vir my en jou te kom haal, met Moab. En deur Jesus se gesed, sy agape, sy selfopofferende verbondsliefde, kom daar vir elkeen wat na hom toe draai, genesing. Net soos Rut van Naomi, genesing. En is in en deur hom dat ons elke geleentheid kan verwelkom waar hy ons kom leegmaak van onsself. Want daar's 'n kruis, né?
Ons kan weet, hy sal ons ook volmaak. Elke keer na hy ons leeg gemaak het van onsself, sal hy ons volmaak met sy verbondsliefde. En dit word die brood, né? Hongersnood, op ons eie gaan soek na brood. Nee, hier is die brood. Jesus Christus is die brood van die lewe. Hy is die brandstof vir ons lewe van elke dag bekeer. Ons kan hom eet en drink. Dis ons. En dit is so hoopvol. Het jy daai laaste sin gehoor in die Ou Testament? Moet jy elke sinnetjie omtrent lees, vriende, in hierdie verhaal veral. God se evangelie hoop, hier so dit eindig en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Ons 'n ryp oes. Veral 'n geestelike oes wat gereed staan. Of is hongersnood. Maar hier is die oes. Nadat God deur sy voorsienigheid al die omploeg, die moeilike, harde omploegwerk en die saaiwerk gedoen het in die lewe van sy kinders en hulle so terugbring na hom toe, is daar 'n oes op pad as vrug wat kom. Wat lê nie alles vir hulle voor? Dis wat ons gaan sien in die volgende hoofstuk van hierdie wonderlike verhaal. Vriende, wat lê nie alles vir ons voor? Nadat hy ons kom leeg maak, net om ons vol te maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u woord. Dis die brood van die lewe. En dis 'n lewende woord, Here Jesus, want u het na ons toe gekom en deur die Gees is dit asof ons deur die woord u môre weer voor ons hoor staan, voor ons sien staan, ons lewendig u hoor. En ons kan maar net vra, voed ons. Maak ons hongerharte stil, ons ongeduldige hart. Ons eie willigheid breek dit binne ons. Help ons om ook nie te kyk na hierdie tyd, ook hierdie virustyd, en net diep in ons harte in te kyk en dit wat u kom afbreek het, net om vol te maak van die waarheid. Here, as u met ander dinge besig is, dan is dit tog my gebed dat elkeen van ons sal bereidwillig wees om net vir 'n oomblik te stop, nie om ander mense se sonde net weg te praat of voet te keer nie, om 'n oomblik te stop en op te kyk en in te kyk. Ons kan so lawaai maak oor ander mense se goed, en daar is baie om van te kies en te keer. Mense is vrot van die sonde, maar vanoggend is ons gebed, laat ons binne toe kyk. Laat ons die moeilike vraag vra, laat ons die seer dinge deurpraat met u. Laat ons uitgooi wat tussen ons en u staan, sodat u ons kan volmaak. U ken elkeen van ons. U ken ook elkeen wat ons van gelees het, wat deur seker die swaarste ding gaan, en die ding wat ons so kan leegmaak, en dit is as iemand naby ons doodgaan, as ons 'n lewensmaat verloor, as ons 'n pappa of 'n mamma verloor, as ons 'n boetie of 'n sussie verloor, as ons kinders verloor. Dit bring ons so konfronteer ons so met die realiteit van ons sondigheid en net ons bedeling. Here, waar u ook mense in ons gemeente so kom leegmaak, is dit ons gebed dat hulle met daai leegheid voor u bakkant sal kom staan, sodat u kan volmaak. Ons bid ook vir enigiemand wat luister, wat dalk nog die leuen glo, dat daar iewers op hierdie aarde 'n plek of 'n iemand is, of
manier is waarop ek my eie heil kan uitwerk, waarop ek my eie leegheid kan volmaak. Ag Here, dit is so leen, maar ons val so maklik daarvoor, ons sedert Adam by Eva is oor en oor in ons koppe en ons harte, en so baie dinge, asseblief. Kom wys vir ons almal opnuut, ons wat lankal agter die aanstap, die net absolute waardeloosheid daarvan. Maar as daar volgende mense is, luister wat vir die eerste keer hiermee gekonfronteer is, wys dit vir hulle uit, wys hoe u met oop hande staan, soos daai pa van die verlore seun wag dat ons moet terugkom. Wys vir hulle hoe u alles in hulle lewe bestuur, juis sodat dit hulle terugroep. Al beteken dit partykeer dat ons tussen die varke en die pele moet eindig of in Moab of waar ook al, dat u dit gebruik om ons terug te roep vir hulle terug vanmôre. Dis ons gebed, roep ons almal terug. Roep ons dieper en nader aan in terme van ons belewing, dat u is besonder naby aan ons, maar dat ons dit sal soek en beleef, dat ons sal terugdraai. Dit is ons gebed, ook vir die res van hierdie reeks. Asseblief Here, kom praat met ons, u dienaars en u diensknegte, Naomies, en Rutte. Ons wil graag luister. Amen. Vriende, ons antwoord bidden, ons antwoord ook weer te gee, en julle hoef nie nou hierso geld uithaal nie, van daar by die deure. Een van die eerste, kom ek sê, belangrike teken van bekering, van die vrug van bekering, is hoe ons werk met ons geld. Nee, of ons eie willig vashou daaraan en sê, maar ek gaan vir myself sorg, deur my geld, dis hoe ek voorsiening maak, dis hoe ek na myself kyk, of sê ek, nee, die Here kyk na my, ek moet verantwoordelik wees met wat hy vir my gegee het, want daarom kan ek eintlik baie weggee, want dis nie my hoop, dis nie my sekerheid. Ek gaan nie eie willig, soos die wêreld die altyd sê, geld, ek gaan weggee. So wees asseblief ook vrygewig. Dis die SnapScan en die fonds, die rekening, as jy op die manier wil gee asseblief